Ons kry slegte nuus. Hoe wat 'n aard dit ook al mag wees. Weet nie wat vir slegte nuus het jy al dalk gekry. Maar ek wil jou vanoggend kom sê net, ten spyte van die slegte nuus, is daar ook goeie nuus. En die goeie nuus is, dat hy is met ons. En ek dink ons onderskat baie keer wat dit eintlik beteken. Ons onderskat die impak van daai woorde. As 'n kosbare gedeelte in 1 Johannes 4 vanaf vers 13. Hy sê hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. Dat hy in ons bly en ons in hom. Hy het ons sy gees gegee. Sy gees woon vanoggend in jou, in my. Elkeen wat bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en haar. En hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Al kom die vyand met watse boodskap na jou toe. Al kom maar watse nuus by jou uit. Dit verander nie die feit dat ek in hom is en hy in my bly nie. Vers 17 sê hy, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. En kyk mooi daai woorde wat hy sê, want soos hy is. Nie soos wat hy was, toe hy op die aarde geloop het nie, soos hy is vandag. Is ons wat nog in hierdie wêreld is. En wanneer die kommentaar sê, we are as Christ, like him, made sinless like him, filled with love like him, and appear at judgment in his likeness. Soos hy. En die impak wat dit het, Paulus skryf in Efesiërs 2, vanaf vers 4, hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad, toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in hemele in Christus. Ons sit in hemelse plekke, saam met Christus vanoggend. Soos hy is, so is ons. Die uitdaging wat ek het, wat ons het is, en ek bid dat die Here vir ons maar al hoe meer sal oopbreek, oor wat dit regtig beteken, dat ons sit in die hemele saam met Christus. En dis 'n ding wat ons moet uitleef, uit ervaring, beleef en ervaar. Dat ek en jy sit in die hemelse plekke saam met hom. En dat ons vanuit daai stand sal uitleef. Terug by Johannes 4, vers 18 sê, waar liefde is, daar is geen vrees nie. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. En weet wat gebeur elke keer as ons slegte nuus kry? Dan begin die gedagtes te hardloop, maar wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek gedoen dat ek nou verdien
om hierdie siekte te kry? Wat het ek verkeerd gedoen om hierdie in my lewe te beleef? Wat het ek verkeerd gedoen dat ek nou so gestraf word? En elke keer gaan die vyand daai gedagte by jou wil tuisbring om te sê, maar jy het verkeerd gedoen. Jy het droog gemaak. Jy het misgevat. En dis die straf wat die Here nou vir jou bring. En hy wil hy skuldgevoel by jou laat sit. Maar hy sê, soos wat hy is, so is ons in hierdie wêreld. Sonder aanklag staan ons in 'n verhouding met die Here. Ons sit in hemelse plekke saam met Christus. Besef ek en jy die stand wat ons het in Christus? God kyk nie vanoggend na jou om te kyk wat se foute jy het nie, waar het jy geval, waar het jy verkeerd gedoen, hoe het jy verkeerd opgetree nie. Hy sien jou en my deur 'n oog van liefde. Die vraag is, wat laat ek en jy toe in ons denke? As ek 'n voorbeeld gehad van, die stoel is daar as 'n backup volgend, en ek word kort duiselig ook, nou val ek nou oor die stoel nou nog. Dat hierdie ding wat ons dink, help ons, struikel ons, poetjie ons. Maar as ek gesê, ons is 'n kanaal van God se liefde. Wanneer ons inprop by die Here, dat die liefde kan deurvloei, en alles wat van hom en in hom en deur hom, wat hy deur ons wil werk, en dat ons 'n kanaal word wat sy liefde kan uitvloei. Maar die vraag is baie keer dis soos, waar prop ek en jy in? Wat vloei deur ons? Wat laat ek en jy toe in ons lewens, wat eintlik die kanaal blok, die pyp begin blok? En ek net so 'n paar goeders, daar's soveel goed wat ons seker oor kan praat vanoggend. Weet jy wat ek regtig in my hart beleef? En mense sê die wêreld raak al hoe meer interessant by die dag. Dis amper as die Here se koms nader, ja nee, hy is heelwat nader. Baie van die goed wat ons in hierdie wêreld beleef, is eintlik by die Here. Die Here het dis al lankal geprofeteer. Die Here het lankal gesê dit gaan gebeur. En hou maar jou oog op die Midde-Ooste. Hierdie naweek het dit nog 'n stap, nog 'n trappie geklim. Nou is Amerika ook deel van die geveg. Beteken dat ons moet bang word? Nee. Eintlik moet ons opgewonde raak. Eintlik is dit nou die tyd. Ek gaan daai ding skuif. Ek sal daar gaan sit. Eintlik is dit nou die ideale tyd om waarlik 'n kanaal te wees van God se liefde. Dis nou die tyd om sy liefde uit te straal na mense toe. En daai liefde sluit in hoop, dit sluit in verwagting. En dit dryf die vrees uit. En mense van hierdie skrif, ek dink nie daar's 'n preek wat ek kan preek wat julle nog nie eers gehoor het nie. Maar ek bid vanoggend dat hierdie gedeelte net opnuut nuwe lewe sal kry wanneer ons daarna kyk. En hoeveel keer het ons nie hierdie al gehoor nie? Spreuke 4 vers 20. En ek lees dit van vers 20 af. My seun, my dogter, almal insluit. Luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. En ek dink net daar, is dit die krisis wat ons baie keer beleef, ons hoor die woord, maar hy verdwyn voor ons sig. Met ander woorde, wanneer dit nie meer voor my oë is nie, dan beteken dit, ek het my fokus geskuif.
Want my fokus is op nie dit, is nie op dit wat die Here vir my gesê het nie. Hy sê, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Maar wat koester en bewaar ek en jy eintlik regtig vanoggend in ons harte? Wat het ons toegelaat in ons harte? Hy sê, want hulle, hierdie woorde, hy sê, as ons luister na sy stem, as ons luister na sy woorde, en het in ons harte bewaar, hy sê, want hoekom? Dis nodig, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en genesing vir die hele liggaam. Sy woorde bring genesing in my en jou liggaam. En as ek dit sê, by hoeveel skielik, dan kom daar, ja maar. Hy sê, sy woorde is genesing vir my hele liggaam. Ek gaan nie sê om jou hande opsteek nie, maar by wie het dadelik 'n ding opgekom, ja maar ek weet nie van hierdie toestand nie. Ek weet nie of dit gaan werk in hierdie situasie nie. Ek weet nie of dit hier gaan deurbreek nie. Want die vraag is, het sy liefde volmaak geword, volkome in my en in jou hart? Wat blok dalk? Want hulle is lewe, sy woorde is lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Want hy sê vers 23, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die nuwe vertaling sê, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Bewaak jou hart, hoekom? Want alles in jou lewe vloei van hier af. Hierdie plek waar die liefde gesetel is. En nie net dit nie, geloof word ook gekoester en gebou van hier af. Want Romeine 10 sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid. En met die mond bely ons tot redding. So ek moet my hart bewaar, want my hart gaan 'n impak hê op dit wat hier uitvloei. Nou hoor wat sê Spreuke verder. Spreuke 15 vers 13 sê hy. Hy sê 'n vrolike hart, 'n hart met blydskap, maak die aangesig bly. Maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Wel, meeste van ons loop met ons emosies op die mou. Ek het reg die stelling. Jy kan sien hoe lyk ouens. Jy kan sien mense is bly en vol vreugde, of jy kan sien hulle het gat geslaan. Dit lyk asof hulle suurmoene gesuig het. Ons sien dit. Blydskap maak jy aangesig bly. En die koninkryk van God, sê Paulus in Romeine 14, hy sê die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Vers 14, Spreuke 15
vers 14 sê hy, die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. Dan sê hy, al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike hart het gedurig deur fees. En van die vertaling sê, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat, Spreuke 17 vers 22 sê hy, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Wel, wat sê die Amplified? Spreuke 15 vers 13, hy sê, a glad heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of heart the spirit is broken. Vers 15 sê, all the days of the desponding and afflicted are made evil by anxious thoughts and forebodings, but he who has a glad heart has a continual feast regardless of circumstances. Hoekom? Bewaar jou hart. Bewaak jou hart. Hoekom? Dat ek en jy nie ons blydskap verloor nie. Dat ons daai blydskap, ten spyte van omstandighede, dat daar 'n blydskap in my binneste sal wees. Hy's in my. Die blydskap wat ek het, word nie beïnvloed deur eksterne goeders nie. Ek is nie bly omdat alles mooi in plek geval het nie. My blydskap is 'n uitvloeisel van hom wat in my binneste is. Soos hy sê, all the days of the desponding and afflicted are made evil by anxious thoughts and forebodings. Wat's forebodings in Afrikaans? Bangpraatjies, ja. Julle ken mos daai Bobbejaan agter die berg gaan haal. Ons kan paniek. Ons kan stories bou en video's bou van goed wat ons gehoor het. Jy kry net so bietjie nuus. Hoor hierso, dan hardloop hierdie gedagtes van jou flat out. Hy sê, all the days of the desponding and afflicted are made evil by the anxious thoughts and the forebodings. Spreuke 17:22 in die Amplified sê, a happy heart is good medicine and a cheerful mind works healing, but a broken spirit dries up the bones. Ek wonder hoeveel van ons siekte toestande is meer gekoppel aan wat hier binne in die gang is. Hoeveel van ons siekte toestande is eintlik meer psigosomaties as wat dit eintlik 'n virus en 'n kiem is wat ons aanval. So as jy hierdie lees en jy hoor, a happy heart is good medicine and a cheerful mind works healing, dan wil hy amper sê, Here, ek shot 'n goeie dose blydskap. Ek kort 'n paar blydskap kapsules. Ekskuus, amper sê ek kort dalk 'n blydskap setpil. Iets wat sterk is. Dalk kort ek 'n blydskap drup, ek weet nie wat nie, maar ons kort blydskap. Want jy sien, Spreuke 15 vers 23, en dit is interessant, as jy nou net verder lees, as jy net stop by versies, en jy kyk bietjie wat daar staan, dan sê hy, 'n man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is 'n woord op sy tyd. Die Amplified sê, a man has joy by the answer of his mouth, and a word in due season
how good it is. A word in due season, how good it is. Wat se woord is dit? Wat vloei? Hy sê, bewaak jou hart. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy jou hart moet bewaak. Jou woorde bepaal ook die toestand van jou hart. Jy staan voor 'n uitdaging. Jy staan voor belangrike vrae een vraag wat moet geantwoord word. Jy staan voor 'n probleem, jy staan ook voor 'n moeilike situasie. Wat is die antwoord? Want jou antwoord het 'n impak op die mate van jou vreugde. En kyk bietjie en dink, hoe vinnig verloor jy jou blydskap as die verkeerde woorde uit jou mond uitvloei? En dan dink ons baie keer, okay, nou hoeveel keer moet ek nou daai preek en daai versie hoor? Soos jou gesê het, tot ons dit seker doen. Tot ons dit regtig toepas. Ek sê weer, jou woorde en die woorde wat uit jou mond uitvloei, is 'n manifestasie van wat eintlik in jou binneste aan die gang is. Dit ontbloot eintlik jou hart. Dit sê wat in my hart is. Vers 28 dan sê hy, 'n regverdige mens dink voor hy antwoord. Goddelose mense sê net slegte dinge. Die New King James sê, the heart of the righteous studies how to answer, but the mouth of the wicked pours forth evil. Daai woord vir the righteous studies, daai woord studies in die Hebreëus is haga, en dit beteken to meditate, to mutter, to imagine, to utter, to speak. Daai ding to mutter. Jy sien eintlik dit baie in Israel by die gebedsmuur. Dan staan hulle so voor die muur en quoteer hulle daai versie. Dit klink asof hulle matter. Dis tyd dat ek en jy dalk begin matter. Wat matter ek? Hy sê bepeins dit, bestudeer dit, kyk na daai woord. Praat daai woord, spreek daai woord. Maar dink ons voordat ons praat. Dink ek wat die impak van daai woorde gaan wees. Dink ek aan wat die gevolge gaan wees van daai woord wat uitvloei. Ons hoor hierdie goed soveel keer, maar ons hou aan nog in dieselfde struiktrap. Hoeveel keer sê, ag julle, ek kan 'n idioot wees. Al moet nie verbaas wees as jy idiotiese besluite neem nie. En nou wil ek kom. Ek het laasweek het ons hierdie gedeelte gekyk. Die liefde. Ons moet 'n kanaal wees van sy liefde. En 'n kanaal wees van sy liefde gaan nie net oor 'n emosie nie. Ons maak dit soveel keer emosioneel. My 1 Korintiërs 13. Nou ek het nou vir elkeen so verskillende kleure, verskillende van die vertalings. Ek het dit laasweek opgesit, gesê gaan kyk dit. En ek weet julle het nou almal dit gaan kyk. Julle het nee, ja, ek het gekyk. Nee. 1 Korintiërs 13, wat sê hy? Hy sê die liefde is lankmoedig en vriendelik. Ander vertaling sê is geduldig en vriendelik. En ander vertaling sê die liefde gee om.
Engels sê, love endures long and is patient and kind. Soos ek sê, ons leef in 'n tyd wat ons ingeprop is by die Here se hart. Dat ek 'n kanaal is van sy liefde wat kan vloei. Want soveel mense daar buite, soveel mense, net maar daar buite, tussen ons, het vriendskap nodig. Hoeveel mense het my en jou se geduld nodig? Se omgee nodig? As jy kom by die teller, by die winkel, of by die til, en jy moet betaal, hoeveel keer beleef ons nie, dat die vrou of die ou wat agter die til sit, is hyper ongeskik, hyper onvriendelik. Dink jy nie, dis 'n goeie tyd, dat ek en jy 'n kanaal kan wees van sy liefde? Maar die probleem is, wat sit in hierdie kanaal? Is daar nog 'n stuk rasisme wat daar sit en dit blok die vloei van liefde? Wat sit daar, wat blok, dat ek 'n kanaal kan wees? Want jy sien, ek weet nie wat daai persoon beleef deur die dag nie. Daai persoon het dalk beleef dat hoeveel was ongeskik met haar, met hom. Het moeilike kliënte gehad. Dalk het sy 'n stryd, 'n krisis breek. Ons weet nie wat in haar hart ingaan nie, maar dit maak nie saak wat in haar hart ingaan nie, want sy gaan nie my optrede bepaal nie. Die Here bepaal my optrede. Ek is 'n kanaal van sy liefde. Hy woon in my. Sy het 'n manifestasie van die koninkryk nodig. Sy het 'n manifestasie van Jesus nodig. Geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Never is envious nor boils over with jealousy. Dit gun ander iets. En in die kerk, hoe baie gebeur dit nie in die kerk? Nou begin die Here vir Jacques te gebruik, en Jacques begin te profeteer, en Jacques begin, en daar's iets van die liefde, en iets straal uit Jacques uit. En ja, maar hoekom die Here gebruik vir Jacques? Weet wat, daai ou het soveel twak aan gejaag. Hoekom gebruik die Here nie my nie? En dan begin jaloesie in ons binneste op te staan. Of die Here kom, en hy seën Tim in besigheid, maar my besigheid is besig om te vou. Nou word ek jaloers van, hoekom doen, ek weet wat se skelm deals daai ou doen. En jy sien, as ek jaloesie in my hart begin toelaat, begin ek goed te sien wat die vyand wil hê ek moet sien, en dis nie noodwendig die waarheid nie. Die sosiale media is 'n voorbeeld van die praktyk wat ons in leef. Hoor jy, as jy kyk na die sosiale media, die goed wat geplaas word, ek sien hulle plaas op 'n stadium, toe sê hulle, nee, hulle het een van Israel se vliegtuie afgeskiet, een van daai F-35's, daai fancy goeters, en hulle het die vrou pilot gevang. Toe kom die sosiale media uit van 'n foto waar die vrou staan, sy's van 'n ander land af. En so, en ek sê nie Israel doen dit nie, dalk ook nie. Maar ons sosiale media vertel leuns, maar die vyand doen dieselfde met ons. En ons leen ons ore uit. Maar weet wat, as die Here vir Fanie seën, kan ek saam met hom bly wees. Ek gun hom dat die Here hom sal seën. Want jy sien, hy's in my, ek in hom, daar kom 'n vergenoegdheid, want Paulus sê, ek het geleer om vergenoeg te wees. Hy sê, ek weet wat dit is om niks te hê, en ek weet wat dit is om volop te hê, maar ek het geleer om vergenoeg te wees. Maak nie saak wat ek kan toe nie. Maar as daar onvergenoegdheid is, dan begin dit te blok. En weet wat, dan blok dit. Dan is ek nie 'n kanaal van sy liefde. Want hy sê, die liefde is nie jaloers nie. Hy sê, die liefde praat nie groot nie. Blaas nie sy eie beel nie. Dit spog nie. Is not boastful of vainglorious. Does not display itself haughtily.
Jy sien baie keer, dink ek, die Here se genade, dat daar nie groot, sterk, kragtige gawes deur ons werk baie keer nie. Because ons gaan te groot word in onsself. Die liefde is nie opgeblaase, is nie vol van homself nie. Is nie verwaand nie, is not conceited, arrogant and inflated with pride. Is nie vol van homself nie. Alles in ons lewens kom deur genade. Hy sê die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Tree nie onbehoorlik op nie, sê van die ander vertalings. It's not rude, unmannerly, and does not act unbecomingly. Are you acting becomingly? Jy sien, daai liefde wat vloei, is nie onmanierlik nie, is manierlik. Want dis hoe ek en jy as kind van die Here moet lyk. Hy sê dit soek nie sy eie belang nie. Stel nie sy eie belange voorop nie. Jaag nie eie belang nie. God's love in us does not insist on its own rights or its own way, for it is not self-seeking. Jaag nie sy eie belange nie. Hy sê dit word nie verbitterd nie. Met ander woorde, is nie kort van draad nie. Is nie lig geraak nie. Is not touchy or fretful or resentful nie. Word nie gou verbitterd nie. Met ander woorde, ons neem nie aanstoot nie. So as iemand ongeskik is, ek's 'n kanaal van sy liefde. En ons moet leer om dit te doen. Is nie kort van draad nie. Ons het kort van draadgheid geoefen. Hy sê dit reken die kwaad nie toe nie. Dit hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. It takes no account of the evil done to it. It pays no attention to suffered wrong. Dit hou nie boek van die kwaad. En vir die grootste blokkasies, dink ek, van liefde is die feit dat ons hou boek van die kwaad. Die Here sê ons sal die dooies opwek. Ja, maar ek dink ons het die verkeerde kant toe gegaan. Want ons is baie goed om die ou koeie wat dood is op te wek. Ons hou boek van die kwaad. Nee, ek hou nie boek van die kwaad nie, broer. Dit's verby. Ek dink nie weer daaraan nie. Totdat. Dan wat doen ek? Dan gaan haal ek daai koeie wat in die sloot was. En nou niemand die koeie wat in die sloot was nie. Ek haal sommer 'n paar ander koeie uit ander slote ook uit. Hy sê ons hou nie boek van die kwaad nie. En hoekom? Want dis hy wat in my is. Die Here sê, hy verwyder ons sonde so ver as die ooste van die weste en hy dink nie weer daaraan nie. Hy hou nie boek daarvan nie. Hoekom hou ek en jy boek daarvan? Dit vernietig my in jou lewe, die goeders wat hy sê. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die ander vertaling sê, is nie bly oor die onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. It does not rejoice at injustice and unrighteousness.
but rejoices when right and truth prevail. Hy sê dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Dis sy liefde wat deur my manifesteer. Hy sê die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. So mooi gestel. Hy sê love bears up under anything and everything that comes, is ever ready to believe the best of every person. Its hopes are fadeless under all circumstances and endures everything without weakening. As iets wat sy liefde in my en jou doen. Bewaar jou hart. Bewaar jou hart. Hy sê en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie. Maar die grootste hiervan is die liefde. Jy verstaan hoekom sê hy, bewaak jou hart, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Wat hier binne gaan bepaal waarheen jy gaan. En ek sluit af, pannekoek is nou amper hier. Hebreërs 5 vers 12. En ek het hierdie al gelees, maar dis 'n harde woord wat hy begin. Hebreërs skrywer sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees. Jy dien die Here so lank, jy's veronderstel, jy behoort 'n leraar te wees. Jy behoort op 'n plek te wees wat jy ander mense toerus. Hy sê, maar julle het weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsel van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk, nie vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir die volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Hy sê, ek besit geestesvermoëns, en ek het dit al genoem 'n paar keer, ek wil dit weer onder ons aandag bring. Geestesvermoëns, ons besit geestesvermoëns deur die gewoonte geoefen. Wat sê die Amplified? Hy sê, for everyone who continues to feed on milk is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness, of conformity to the divine will in purpose, in thought, and in action. Hy sê in conformity. Hy het nie gesê be conformed to this world nie. Hy sê be conformed to his divine will. Hy sê conformity to the divine will in purpose, in thought, and in action. Hy sê, for he is a mere infant, not able to talk yet, but solid food is for the full-grown man, for those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble, what is evil and contrary, either to divine or human law. Geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen. Senses and mental faculties trained by practice. Jy sien, ek en jy oefen, practice die liefde. Dat ek myself sal oefen om vriendelik en geduldig te wees. Dat ek daarin sal oefen
om bly te wees as die Here vir iemand anders ter seën. Dat ek geoefen daarin sal wees, dat as ek weer met iemand verskil, dat as ek weer met my eggenoot of met iemand verskil, dat ek my oefen daarin. As ek so gaan met die graaf om my ou koei op te grawe, dan sit ek die graaf neer en ek kom terug. Ek oefen my daarin om dit nie te doen nie. Ek oefen. Dat wat hy gesê het. Spreuke. He studies. Ek soek net die versie wat ek nou. Ek het al so baie versie. He studies. He makes study before he answers. The heart of the righteous studies how to answer. Studies, he meditates, he imagines. Dis deel van my oefen. Ek oefen my in die godsaligheid. Ek oefen my daarin. As ek by die winkel ingaan, ek in my verbeelding, dat ek sien, daai vrou, en ek sien in my verbeelding, sy ongeskik is, ek gaan haar met liefde antwoord. Ek gaan vriendelik wees teenoor daai persoon. Ek oefen my. Here, laat U is in my. Laat die Gees deur my manifesteer. Ek oefen dit. Jy sê dit sommer hardop terwyl jy die trolley stap. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie. Ek het op 'n tydjie en dan dink ek, jy's daai tannie lyk opgeklits hoor. Ek hoop nie ek beland by haar nie. Waar beland jy? Dis die kortste queue. Beland jy by haar? Want terwyl jy daai trolley, Here, die opgeklitste ene, Here, gee dat ek vandag by haar beland. Here, help dat ek by haar beland. En in jou gedagtes, jy oefen, jy stap met daai trolley deur die rakke. Here, ek gaan haar vriendelik groet. Ek gaan vra, Here, het U dalk 'n woord wat ek met haar kan deel? Here, het U 'n skrifversie wat ek haar mee kan bemoedig?